Vraag 1 van November 22. Eindeksamen-vrae stel November van die CAPS. Hierdie was nou net, hierdie was eksamens gewees na COVID. So van hierdie vrae mag dalk 'n bietjie makliker wees as wat hulle gewoonlik vra in dit. Maar kom ons kyk daarna, ons het weer die eerste ene wat 'n kwadratiese term is nou nie 'n 3-term nie, maar as 'n kwadratiese term, dan het ons weer die kwadratiese 3-term korrek tot die 2 desimale plekke. Hierso het ons 'n ongelykheid en eksponent vraag, gelyktydige oplossing vraag, en dan het ons weer een van hierdie spesiale vrae wat so 'n bietjie moeiliker is as die res. So, as hier by vraag 1, by vraag 1 het ons x kwadraat minus 6x is gelyk aan 0. Okay, ons kan 'n gemeenskaplike faktor daar uithaal. So x minus 6 is gelyk aan 0. So dit wil sê, okay, so ons het weer iets maal iets is gelyk aan 0. So een van die twee moet gelyk wees aan 0. So x is gelyk aan 0. Of ons het x minus 6 is gelyk aan 0. Okay, wat vir ons dan gee x is gelyk aan 6. So ons het dan hierdie twee. X is gelyk aan 6 en dan x is gelyk aan 0. Okay, so by die volgende vraag het ons die korrek 3-term, die kwadratiese 3-term, x plus 10x plus 8 is gelyk aan 0, korrek tot die 2 desimale plekke. So, ons het die formule wat ons moet gebruik. So, daai formule wat ons moet gebruik, x is gelyk aan minus b. Okay, so ons het hierdie is ax kwadraat plus bx plus c. Okay, so c gaan wees 8, b is 10 en dan a gaan wees 1. Okay, so kry ons x is gelyk aan minus b. Okay, so minus b, dit is 10. Okay, minus 10 plus minus die vierkantswortel van b kwadraat is 10 kwadraat minus 4 maal a is 1 maal met c is 8. Gedeel weer 2a. Okay, dit gee vir ons a is daar so 2 maal 1. Okay, so as ons kyk hierso, daai word minus 10. Okay, gedeel deur 2. Okay, onthou ons het 'n plus en minus hierso, so dit split terms. So jy kan nie dadelik net daai gaan met mekaar uitkanselleer nie. Okay, so ons kry daarso minus 10 is plus minus die vierkantswortel van. Okay, daar het ons 10 kwadraat minus 4 maal 1 maal 8. Dit gee vir ons 100 minus 24. 100 minus 24, 32, 4 maal 8 is 32. Okay, so dit gee vir ons vierkantswortel van 68. Okay, gedeel weer 2. Okay, so dan kry ons x is gelyk aan minus 10 plus die vierkantswortel van 86 gedeel deur 2. Of x is gelyk aan minus 10 minus die vierkantswortel van 86 gedeel deur 2. Okay, so x is gelyk aan en x is gelyk aan. Okay, so ons het bo die lyn het ons minus 10 plus vierkantswortel van 68 gedeel deur 2. Okay, so ons het tot 2 desimale. So daar is 0, die eerste een is minus 0.876.
So dit gee vir ons minus 0,88. Minus 0,88. Okay, en dan die volgende ene. Wat ons doen, sorry vir daai. Moet ons dan net daai plus en minus maak. Dan kry ons daarso minus 9,123. So dit gaan ons net gee minus 9,12. Minus 9,12. Okay. Nou my antwoorde te merk daarso. Okay, so die volgende ene kyk is die ongelykheid. So ons het klaar in die vorm van 1 minus x, x plus 2 is gelyk aan 0. So ons kan dadelik sê dat 1 minus x is kleiner as 0. En dan x plus 2 is kleiner as 0. Okay. So ons wil net eers hierdie maak van die is gelyk aan ons. So dan kan ons kry x is gelyk aan 1 gaan oor is minus 1, so x is gelyk aan 1 daarso en x is gelyk aan minus 2. Dan kry ons y-punte daarso. So van die y-punte af, vir die x-punte, snypunte wil ons nou die grafiek gaan teken. Okay, ons het daarso het ons 'n minus 2 en dan het ons 1 aan die kant. Okay, so as ons net gou kyk, so ons het 'n minus x daar. So as jy gaan uitmaal, gaan jy kry hierdie 2 gaan maal, iewers gaan jy minus x kwadraat kry. Wat vir jou sê dat hierdie is 'n sad face parabool. Ja. Okay, so ons sad face parabool gekry het. Nou kyk ons net na die formule. So hulle vra, waar is hierdie formule kleiner as 0, wat weer vir ons gee die x-waardes waar hy negatief is. So ons kry daai areas as alles aan die kant van minus 2 gee dit kleiner as 0 en alles die kant van 1 gee dit. So dit beteken x hierso gaan van 1 af. Hy is groter as 1. So hy is groter as 1. Okay, en dan hierso het ons x is kleiner as minus 2. Okay, so kan ons sê x is kleiner as minus 1. X is groter as, minus 2. X is groter as 1. Okay, so ons kan gaan kyk as ons van hierdie kant af die ongelykhede reguit deurgevat het om te sê 1 minus x is kleiner as 0. Okay, so as ons daar dan voorvat kleiner as minus 1. So x is dan, as ons deel met 'n minus 1 gaan die getalle oor. Okay, is dan groter as 1. Okay, en dan waar ons dan van die x plus 2 is kleiner as 0. Okay, so dan kry ons x is kleiner as minus 2. Okay, so in hierdie geval werk hy ook mooi uit in dit. Ek stel voor dat jy die metode gebruik net om 100% seker te maak wat jy doen is reg. Okay, volgende vraag 1.1.4 het ons vierkantswortel van x plus 18 is gelyk aan x minus 2. Okay, so ons skryf hom x plus 18 gelyk aan x minus 2. Okay,
Eerste ding wat ons wil doen is ons wil daai vierkantswortel wat ons weggee. Om die vierkantswortels weg te kry, moet ons aan al twee kante te kwadreer. Okay. So dan kry ons hierso x plus 18. Okay, en dan kry ons hierso, ons het dan x minus 2 maal x minus 2, gee vir ons dan die eerste ene, het ons x minus 2, x en minus 2, en ons dit sommaal het ons x kwadraat, daar het ons minus 2 maal minus 2 is 4, minus 2x minus 2x, so dit gee vir ons dan x kwadraat minus 2x minus 2x minus 4x. Okay, so dit is daai twee daarso plus 4. So nou wil ons alles oorkry dat ons 0 aan een kant kry, so dan kry ons 0 is gelyk aan x kwadraat minus 4x. Okay, so dan het ons nog minus x daar wat van hierdie kant af kom. En ons dan plus 4 en dan minus 18. Okay, so dit gee vir ons 0 is gelyk aan x kwadraat minus 4x minus x is minus 5x plus 4 minus 18 gee vir ons minus 14. Okay, nou hier kan ons nou net weer die kruismetode gebruik. So ons het 1 minus 5 en dan het ons minus 14. Okay, ons 1 en 1 daar, so wat gee vir ons 14. 7, 2. Geef ons 2 en dit gee vir ons 7 ons oormaal. Okay, 7 plus 2 is 9, so een van dit moet 'n minus wees. So ons wil hê 7 moet 'n minus wees. Okay, so minus 7. Minus 7 maal 2 gee vir ons ook minus 14. En dan minus 7 plus 2 gee vir ons minus 5. Okay, so as daai werk en ons x op mekaar sit, dan kry ons hierso 0 is gelyk aan x minus 7 en dan x plus 2. Okay, dit wil sê x is gelyk aan 7 of x is gelyk aan minus 2. Okay, so mens moet net onthou as mens met vierkante werk en dit moet mens dit net altyd hierdie vierkante moet mens gaan toets. So as ons gaan kyk na hierdie x, in hierdie geval het ons die x plus 2, as ons dit terug gaan invervang, x minus 2, dit is nou aan hierdie kant van die formule x minus 2. Okay, en ons wil dan x is gelyk aan minus 2 invervang. Dan kry ons, dit wil sê, minus 2 en dit is gelyk aan minus 4. Okay. So ons nou minus 4, maar as ons gaan kyk, as ons hierdie is minus 4, geen waarde, geen vierkant. So as ek 'n vierkant het van enige getal en kan nie gelyk wees aan 'n negatiewe getal nie. Want 'n minus maal 'n minus, okay, so as 'n minus maal 'n minus, gee vir ons 'n positief. Okay, so vierkantswortels en nagte gelyke magte, as daai 2 of 4 of 6 is, moet altyd vir ons 'n positiewe getal gee. Of 'n positiewe antwoord gee. So dan moet jy net hierso by die ene inskryf waar jy dit merk, is x is 7, x is minus 2, kan jy net sê hierdie is nie van toepassing. Okay. Maak dit altyd seker, vir al as jy goeters het wat vierkantswortels het, so kry jy nie negatief onder 'n vierkant nie, of 'n vierkantswortel kan nie gelyk wees aan 'n negatief nie, en ook as jy met goeters deel, en dit maak net seker dat jou antwoorde nie so is dat jy met 'n 0 deel later nie. Okay, so
hier het ons weer vraag 1.2 het ons los op gelyktydig vir x en y. So ons het die vergelyking 1x plus y is gelyk aan 3 en 2x kwadraat plus 4xy minus y is gelyk aan 15. Okay, so ons sal dalk moet kyk om die maklike formule te vereenvoudig en om dit in die groter formule in te sit. So, kom ons doen daai nou is 1 en 2 en ons gaan eers kyk na 1. Okay, so ons het x plus y is gelyk aan 3, dit wil sê, as wil y apart het, is gelyk aan 3 minus x. Okay, so nou wat ek sê is, vervang 1 in 2. Okay, so ons begin met 2 is 2x kwadraat plus 4x. Okay, y se waarde gaan dan wees 3 minus x. Okay, dan het ons daarso minus, weer 'n y. 3 minus x, gelyk aan 15. Okay, so dan wil ons nou, volgende stap wat ons kry is, dan het ons 2x kwadraat plus 4x mal 3 gee vir ons 12x plus 4 minus, okay, so dit is minus 4x kwadraat. Dan het ons daar minus 3 plus x is gelyk aan 15. Okay, so nou het ons hierso 2x kwadraat minus 4x kwadraat gee vir ons minus 2x kwadraat. Okay, dan het ek hierso plus 12 en 'n plus x gee vir ons plus 13x. Okay, so nou het ek hierso 'n minus 3. Okay. En ek gaan net vir nou so minus 3 is gelyk aan 15. Kyk, ons vat die 15 oor, so ons het dan minus 2x kwadraat plus 13x minus 3, daai 15 gaan oor, hy word 'n minus, so dit is minus 3 minus 15 is minus 18 is gelyk aan 0. En hier wil ons net die alles maal met 'n minus aan beide kante, maal met 'n minus, maal met 'n minus 1. Okay, dit gee vir ons dan 2x kwadraat minus 13x plus 18 is gelyk aan 0. Okay, so hier het ons dit nou, en nou soek ons die faktore, dis hier waar kruismetode dalk gaan baie goed werk. So hier kruismetode het ons, ons het 'n 2 aan die kant, en ons het 'n 13, 'n minus 13, en dan het ons 18. Okay, so 2 maal 1 gee vir ons daai, 18 gee vir ons, ons het 9 maal met 2 gee vir ons 18. Okay, so as ek nou kruis oor mal daar gee vir ons 9 en 4, ons bymekaar tel gee vir ons 13, maar ons minus 13, so ons moet dan sê minus 9 maal met minus 2 gee vir ons ook 18, so dan word 'n minus en 'n minus, en minus 9 plus minus 4 gee vir ons minus 13. Okay, so dan is daai en daai werk uit, so dan kan ons net ons x op bysit. Dan kry ons daar so 2x minus 9 is gelyk aan, 2x minus 9, x minus 2 is gelyk aan 0. Okay, en dan hier kan ons nou net oorvat om te sê, ek gaan nou net hierdie skryf na bo toe, so ons het dan 2x minus
9 is gelyk aan 0, of x minus 2 is gelyk aan 0. Dan kry ons hierin is x is gelyk aan minus of plus 2. En dan hierin gaan ons kry x is gelyk aan 9 oor 2. Okay, nou wil ons dit net vervang in die formules, of die eerste formules in, so ons kan dan net sê, daai formule, of ons wil daai formule gebruik, dan kan ons sê, so, y is dan gelyk aan 3 minus x, wat dan gaan wees 9 oor 2. En dan, hierso het ons, y is gelyk aan 3 minus 2. So y kry ons hierso is gelyk aan 1. Okay, en dan hierso is y gelyk aan 3 minus 9 oor 2. Ons maak dit net dan, so 3 kan ons ook skryf as 3 oor 1 is 6 oor 2 minus 9 oor 2. En dit gee vir ons minus 3 oor 2. Okay, so antwoorde. Daar het 4 antwoorde op hierdie vraag. So volg na 1.3 toe. 1.3 vra hulle indien n tot die mag 200 kleiner as 5 tot die mag 300, bepaal die grootste heelgetal van n. Okay, so ons mag calculator hier gebruik, maar hierdie is gewoonlik so groot as jy gaan kyk na 'n calculator, as ek vat 2 tot die mag 200, gaan dit vir jou so groot getal gee dat jy nie met die calculator kan uitwerk nie. So jy gaan dit maar met jou eerste eksponent wette moet gaan uitwerk. So eerste ding wat ek sal doen is, kom ons skryf neer n tot die mag 200 is kleiner as 5 tot die mag 300. Okay, so wat ek wil n op sy eie hê, want hulle vra wat bepaal die grootste heelgetal van n. Okay, so om n op sy eie te kry, moet ek daai tot die mag 200 wil ek dan weg hê. Okay, so ek maak hom dan 1 oor 200 daar, so dat ek nie een kant doen, moet ek aan die ander kant ook doen. So 1 tot die oor 200. Okay, so nou kry ek n is kleiner as 5 tot die mag 300 oor 200. Okay, so 300 gedeel met 200, so daai is dieselfde as 3 maal 100 oor 2 maal 100. So die 100 kan sê mekaar uit. En dan bly ek oor n is kleiner as 5 tot die mag 3 oor 2. Okay, so nou moet ek net kyk wat is 5 tot die mag 3 oor 2. En dan, so ons het 5 tot die mag 3 oor 2. Okay, en dit gee vir ons 5, maar vierkant vol 5 gee vir ons n is kleiner as 11.18. 11.18. Okay, kyk net hulle vra wat dit bepaal die grootste heelgetal van n. So dit wil sê n is dan kleiner as 11. So daai kan kleiner of eintlik gelyk aan wees aan 11, want hy kleiner of gelyk aan 11 is kleiner as sal hom kleiner maak as 5 tot die mag 300. Okay, so daai is jou antwoord daarso. So omdat ek sê kleiner of gelyk aan, hy is kleiner as 11.18. 11.18 is al klaar kleiner as 11.18, so jy kan sê kleiner of gelyk wees aan 11. So dis 11, 10, 9, 8, so af. So ja, dit is die vraag 1 van 2020. So November eindeksamen.